Môre, dit is nou 10 Mei hierso, op Lichtenburg, 5:25. Ons is nou op pad Botswana grens toe. Ons sien julle manne op die pad. Ons vat hom hier. Oké, dag 1 op die pad. Dis 6 uur die aand. Ons is sterk op pad na Okahandja toe. Ons is mooi reboord, dus ek is op die 9 uur by die Enties te wees, waar dink jy neer? Ja, en dan môre vroeg laai ons die kabeljoue in. Ja, ons gaan die trailers haal by Enties trailer 360 optel. En dan die tannie van Fish Fever Cabinet Plaasvis van permit uitgeneem, so papa, môreoggend. As hy sommetjie lig geraak en ons kan net sien, dan sit ons al asem. Klink vir my goed. Maar ja, kom ons kom by hy grondpad, want ons net bietjie iets kouds nog geneem. Dit nou. Oké. Ok, hierdie kant kom ons in by die skuifdeur. Dan lyk die plek basies so. Hier is die sitkamertjie. Hier is so 'n kabinet met die bekers en goed in. Hier is 'n lekker, hier is nou die braai en die eetkamer en sommer die kombuisie. Daar waar Henk nou is nou 'n stort en 'n toilet en 'n ding. En dan is die 2 kamers hierso. Henk slaap die kant. So 'n lekker groot dubbelbed. Lekker aankast en alles hierso. En dan as ons hier ombeweeg, dan ek 3 enkelbeddens hierdie kant en hier is ook 'n lekker groot kas. So ja, baie nice. En dan ja, hier is die yskas, vrieskas kombinasie, so dit is die storie. Môre. Okay, dis dag 1. So dan nou die tyre druk en alles reg. Bandjies gehak. Ons gou hierso by Total. So ja, ons gaan seker nou in die pad val. Ons moet gou net mossels koop. So ons kyk gou of ons 'n paar manne hier op straat kry. Maar ja, hou julle op hoogte van hoe gaan dag 1. As julle, hier is ons nou net by die eerste gat, hier by Tolla se gat. Seker so 200 meter bo Tolla se paal. So ja, jy sien hoe die see lyk, hy's maar bietjie vandag rof. Maar ek dink ten minste gaan ons sinker moontlik nie spoel hierso nie. So ja, hier is ons uitgekiet. Hierdie waantjie is baie grand. Weet jy wat gaan Henk nou doen nie? Is dan nou nie al 'n veldie so vroegie. Maar ja, kom ons maak die eerste gooi. Dalk maar 'n bietjie 'n pulsertjie. Kyk of hier dalk 'n kabeljoukie rond lê. Môre julle. Okay, dag 1 het toe bietjie moeilik geëindig. Die swel was so 2.4. Ons het op die einde van die dag so 3 galjoene en 2 koolsterte gekry. Soos vanoggend hier by Horingbaai. Die baadjie lyk nie sleg nie. Miskien is ons gelukkig, ons kan dalk 'n kabeljou of 'n galjoen optel. Maar ja, soos die lyne ingooi nie sal ons nie weet nie. So kom ons probeer. As julle eerste gooi op Horingbaai. Daar vat hy. So dit is nou 'n lekker enetjie, maar ja, kom ons hoop ons kry nog so 'n paar. Okay julle, kom ek wys julle hoe ek asem sit. Vat die pulsert so rowweg in die middel. Sny ek hom so deur, maar dis net vir kabeljou die asie. Dan wat ek dan doen, ek sny hom hier langs die ruggraat deur. Net so diep geleef, nie te diep nie. Jou hoek moet nog steeds proud sit. So wat ek wel doen, ek sit hom dan so in, dat die hoekse punt dan mooi oop sit. En dan vang ons hom met die gare so 'n paar sla. Het is belangrik om hier onder hom vas te maak, dat jy hoek nie opskuif in jou aas nie. En dan wat ook belangrik is, dan sit hom hom agter die oogie of agter jou knoop vang. Dat hy ook nie afskuif aan die ander kant nie. So is belangrik om onder en bo goed te sentreer. Jy sal sien, dit is nou maar met kabeljou. In jou helder water werk het nogal goed vir hierdie blink gedeelte om uit te steek, maar
Ja, maar steenbrand aan die ander kant wil ou weer die vleiskant buite hê, maar ja, dis maar hoe ek hom doen. So word die manne van die meise geskei op Henties. Soos julle kan sien, Rooibaard se wind is uit. Maar ja, kom ons gaan 'n bietjie skibbe toe. Goeiemôre julle, ons is hier by myl 108. Ons maak vir die eerste gooi. Ja, dis die tweede kabeljoukie vir die oggend. Ons gaan kyk of ons dalk 'n videoetjie kan maak vir een. So kom ons hoop dit gaan goed. Okay, ons is hier aan met 'n ding. Ek dink is moontlik 'n spottie, maar kry kopstampe. So miskien is ons gelukkig as dit 'n groot kabeljou. Kom, bring hom. Lekker man, is 'n mooie, nee. Ja. Wat is julle so, dit is 'n spottie. Oh, nog Wat is julle, net om julle idee te gee hoe die vorige AC ook gelyk. So kopgedeelte met die hoek so. Ek moet nie mismoedig voel as jy dink jy het 'n kopgedeelte in 'n kabeljou, sal my so vang nie. Een van die twee kabeljoukies wat ek vanoggend gekry het was hoeke aan so 'n stuk haas. So ja, as my daai bloederige kiewe help, maar ek probeer altyd die hoek laat uitsteek aan naby die pensgedeeltetjie wat nog oor is van hom daarso. Okay, kom ons maak 'n gooitjie. Ons is op pad blare toe manne. Dis 'n bietjie swakkie paaie. Ek moet maar hier party plekke deur die woestyn skiet, maar ek moet maar pas op want dis lelike soutpan hier. So jy moet weet waar jy deur mag skiet, anders gaan jy 'n bietjie soutpan recovery services nodig hê. Is dit nie so nie, nee? Dis so, mag jy my son klaar weg. En ja, lelike storie. Hier is Henk aan met 'n kabeljou, lyk dit vir my. So, kom ons kyk of die man hom hier oor die surf kan kry en land. Kom ek help hom gou. Mooi is 'n kabeljoukie. Mooi man. Okay julle, hier is ek nog aan met 'n klein kabeljoukie. Pes het hom nou net so ingesluk, dat ek my bril om hom uit te kry. Ons uit. Dit is nou die derde ene by Horingbaai. Hulle is so tussen 40, 45 na 48 cm groot. So ja, dit loop mooi. Maar julle sal nie glo hoe fyn kan 'n ou kap as jy regtig probeer nie. Hier het ek nou 'n groot klipvis aan 'n potserf gevang, so dit is nog 'n bietjie die eerste, maar ja, agter die oor. Allee, daar dink ek is ek nou aan met 'n wag, ek dink ek het afgekom. Eens kyk. Nee, wag, is nog aan. Ek dink ek is aan hier so met 'n tolstertjie. Hier by blare, was nou 'n kabeljou gevang het. Te sien ons kleiner vis begin ons nou heeltyd opboer. So ja. So dis ek vermoed dis maar tolstert, dan is dit met 'n tolstert wat ons afbyt. Maar kom ons kyk of ons wat het ons hierso.
Ja, daar is die kwaaddoenertjie. Dis 'n koolstertjie. Hierdie was nou nie so mooi byt nie, maar ek glo daar gaan lekker paar grootes ook al wees, so. Kom ons probeer. As julle vinnige update. Dis dag 5 op Wendy's. Visvang raak nou 'n bietjie beter. En gister met dit was die eerste keer wat die water reg laag was. Maar ja, ons kan begin vandag 'n bietjie resultate kry. Ons het 5 kabeljou en 'n koolstert gevang. Maar ja, kom ons kyk of ons nog so 1 of 2 visse in die boks kan kry. Lekker op pad, Lara toe volgende. Hier sit my co-driver, miskien nou nie veel sien nie. Daar sit hy. Reg en gereed. So ja, ons gaan hom 'n bietjie vat. Ek hoop net ou Henk windkapper kan vandag ou Henk raakkapper wees. So kom ons kyk maar. As julle, dit is 6:30 vanoggend en die temperatuur staan nou klaar op 27, 28. En ja, soos ek sê, dis 6:30 en ek verwag vandag oosweer. So, ja, ek hoop dit word 40 nie, ons gaan 'n bietjie sirkus raak. Dan kom ons kyk. Oosweer is sy volle glorie. Dit is nogal belaglik om te doen. Kyk hoe waai hierdie wind. Kyk hoe lyk dit bietjie in die woestyn. Maar dit is spytig van dit. So lyk die oosweer en die vis nog byt nie. En dan gaan gewonder die mense vir my sê, maar die vis byt nogal. Of dit so is, want dis belangrik. Ek meen die sand slaan fisies jou bene dat dit seer is. Maar ja, so ons is positief, die gebeur om iets. So lyk dit as die woestyn jou het, papa is net sweet. Dis die grappies vandag hier. Ja, ek weet nie, om te probeer die kondisies lees in die aksie. Dus gee 'n bietjie sirkus af. Maar ek weet nie wat sê jy nie, neef. Dit is die grootste sirkus in die suid van die Sahara. Ja, dis 'n fokkop. Ek bedoel, probleem. Ja. Ek wil net eens kyk vir mooi water, die stoot net. Maar die probleem is met hierdie wind, kan ook nie regtig sien struktuur mooi lees. Ek meen hy maak oral wit water. En al aanduiding is regtig as jy skulpe of klippe kry wat uitgespoel het, daar kom 'n galjoentjie te probeer, maar ek dink hy kan maar vergeet van 'n kabeljou in hierdie weer. Maar ja, kyk gou lyk dit vir tot die paaie wat hier nou getrap was is toegewaai. So ja, dit is 'n aksie. Ek wil net sê vir die ouens van Toyota, julle termometers werk, want dit is regtig 15 grade nou nie. Ons is paps op nat gesweet. En ja, dis 'n sirkus. Ek is nou hier so op myl 108. Ja, jy sal nie glo toe die oostewind draai, toe drop die temperatuur soos onmiddellik 15 grade. Dis eintlik ongelooflik met die woestyn met die wind. Staan maar nou so 'n paar galjoentjies begin byt hierso. Ja, ek kry nou so oud so klipvisie die bring. Ek weet nie wat nou uit die ding nie. Maar ja, die visse bydam so kom ons bulle. So ja, dit was nou, ek wil nie sê dag 6 oosweer dag nie, maar dit was regtig wild. Dis iets wat jy sal tot onthou tot op die ou dag. So onthou maar as jy henties toe kom. Augustus, Mei tot Augustus, September is dik oosweer hier in Namibië. Dis nie so lekker soos wat dit klink nie. Ja, het voel redelik soos 'n lou oondeeldag. Maar ja, gelukkig het onthou net, myl 108 het bier. So, dis belangrik. As dit vroeër geweet het dit beter gegaan. Maar ja, wat sê jy sê neef? Ek wil net sê as die wind van agter kom, miskien maar braai jou van die kant af, dat jy nie kan wegkruip nie. So dis 'n rowwe storie. Ja, nee. Dis weer so lekker so klink nie. Ja, nee, daar het jy dit.
man hy, vat hy. Lekker boere musiekie. Kyk wat maak meneer Sloet hier buiten. Maak jy 'n bietjie 'n vuurtjie vir ons jong man. Meneer Kolbroer, jy's Hier is vir jou so ietsie. baie dankie. Ek seker hy gaan lekker wees. Lekker. Hier word die vis gerap na 'n lang dag. Buite op die see. So ja, dis maar hoe jy gedoen het. Bal wat ek uitgetrek en net hier so by Kleigat. So 'n bietjie gelukskoon. Ek sien regtig voel ek buite en voel ek sit hier rotse vas. Toe ons se trek kom my net los, voel ek nie wag nie. Wys net bietjie hoe dik is hy galjoen. Is dit dik? Ja nee man. Dit is nogal 'n bus. Hy's so vet ja. Mooi man. Kom ons vang nog. Frans, wil jy vir ons bietjie sê waar ons nou ry? Hier die onderkant van die duineveld. Ook so 'n bietjie beheer verloor. Maar ja, ons is naby Popeye. Maar die sand is bietjie rof hier, so maar is regtig baie natuurskoon. Okay julle, ons is nou hier so by Popeye. Seker waar hy sy naam vandaan kom kry nie, maar ek gou hierdie see hierso. Die drop is sommer teen die kant. So ja, ek was heeltyd lus vir om te probeer vir 'n bronsie. So ja, ongelukkig het ek vandag nou nie my heavy stok hier nie, maar ek dink hierdie 5 tot 7 ons sal doen. Ek het hierso 'n bietjie 'n cold start gevat wat ek met 'n dingle en ek het 2 van sy fillets ook sommer so om sy kop gerap. So hopelik kan hierdie ouetjie hierdie katrol laat bietjie skree. So kom ons kyk wat gebeur. Ek kom mooi sit dan hierso was nou engel. Hierso by Popeye. Dis ek aan met nog 'n kabeljou. Hier by Blare. Uiteindelik ons eerste goeie kabeljou hengeldag voel ek. En dit is nou ons laaste dag toevallig. Hierso op Benties. Kom ons kyk of ek hierdie een geland kry. Ek voel hy lekker kopstampe. Ek weet eintlik julle kon nou die punt van my stok sien. So julle sien hoe beklei hy. Maar kyk hoe beweeg my lyn van links na regs. Dit is gewoonlik 'n aanduiding van 'n kabeljou. As hy net so reguit uitkom, is dit gewoonlik 'n sandbaai of 'n babertjie. Wat ek nou al gesien het. Maar ja, hy is naby. Ek dink dis 'n kleiner kabeljoukie as die vorige een. Maar so ek sê, hou maar altyd 'n ou se breek redelik los, want partykeer dan skrik daai groot kabeljou eers hier voor wakker. Maar ek moet sê, so ja, kom kyk. Een 11! 11! Het was een 11 geweest. Ai, toen kom hij af, maar ja, het was een 11. Oké, je legt weer aan. Voel hem nou niet. Kom eens kijken. Voel toch een gewicht, ja, hij is nog aan. Kom help gauw. Denk eens een 11. Denk eens een school 11 hier. Wanneer is prachtig die kabeljou. Oké, daar het julle dit. So jammer is nou nie die 11 wat ons nou nog gehad het nie, maar dit was my aas was wat 30 sekondes in die water te vat hy. Het 'n mooi kabeljou my nou opgetel. Oké, hy swem nou saam met my. So ja, kom ons kyk. Hoe lyk hy? Hopelik kan hy aanbly. Het nou 'n regtig ordentlike run gehad toe hy daar wegspring. So ja. Altyd senuweetergend om net geland te kry. So kom ons kyk.
Is lekker, lekker om 'n laaste dag so op Henties deur te bring. So ja, ek loop nou net nie, hier's klippe en goed. Want hy bietjie baie pla daar nie. So ja, ek moet maar so tussen die seebamboes en die klippe stoei. Maar ja, ek is baie dankbaar om hier te kan wees. Nou 7 jaar in 'n ry wat ek kom, het ek geseënd genoeg was om te kan kom. So in 'n paar rye, maar ek neem nou maar 'n paar video's van my pelle by die huis. So hopelik kan hulle 'n bietjie die geniet. Kyk, hier is hy nou hier voor. Kom ons kyk. Hier is hy. Wat hy? En daar het julle hom, man, hè? Ek dink hier sal seker so 55, 60, ja, seker 60 cm kabeljou wees. So lekker, lekker. So loop ek vir julle vertel, elke sport het sy beserings. Kom hier Henk, en wys bietjie vir die kykers wat is een van die neeweffekte van ja, hy wil bietjie sy nie so trots lyk nie, maar hy multiplier te lissie gemaak, nou lyk my 'n vinger of daar 'n ding gegryp. Nou lyk dit hy met Vaalrivier se of Vaaldam se mieliepitte gewerk het. Maar ja, maar soos ek sê, vir die ouens wat nou nie groot gemaak word is met 'n multiplier en dalk wat leer, koffie is maar makliker. Nou regtig staan nie enigiets in afstand af nie. Inteendeel, ek dink jy ou kan verder gooi met 'n koffie grinder as met 'n multiplier, maar ja, dit is maar die ding. Hallo julle. Henk is aan naam met 'n soos 'n hond daai as ek so van hierdie kant af kyk. Die arme man, net ook dog het 'n kabeljou. Toe kap hy nou 'n hondaaitjie. Maar kyk daar, hoe besig is daai hondaaitjie. Hy gee hom nog 'n omtrent gas. Hondaaitjie. Ek dink so ja. Ja. So nee, dat gaan heel oulik. Met die Indianer. Oké julle, dit was die laaste dag nou gewees, soos heeldag hier op Blare. Ons het hier rondgesoek en gekrap en so aan. Ons het so 6 kabeljou toe geland. Ek het so 2 galjoentjies opgevang wat te klein was. Maar ja, ek dink ons het regtig op 'n hoë noot afgesluit die dag. So ja, baie lekker. Hooplik sien Henties ons volgende jaar weer. Okay, hier ry ons maar net terug Henties Baai toe 'n bietjie deur die woestyn. Hier's maar net sulke bossies wat hier en daar groei, maar dit is maar redelik klipperig en nie veel nie. Sulke mooi berge hier voor. Hierso is die betroubare drywer ou Frans. Hy kan 'n bietjie visvang op partykou en lekker vuur maak. Dis maar dit lyk, ons ry so 'n soutpad, maar hy is heel goeie pad. Hy is nie vol gate op iets nie.